Hallo almal, daar's nou 'n bietjie van 'n ander stem vandag, maar ons gaan kyk om in die volgende paar stukkies te gesels oor leierskap. Maar ons het goed gedink om te begin en te kyk wat sê die woord vir ons oor leierskap. So ons gaan eerstens kyk in Eksodus 18 vers 21. Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat, en stel die aan oor hulle, owerstes oor 1000, owerstes oor 100, owerstes oor 50 en owerstes oor 10. Ons kyk dan ook in Matteus 20 vers 25 tot 28. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê: "Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Ons lees dan in Johannes 13 vers 14. "As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was." Spreuke 16 vers 9 lees ons: "Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe." Dan lees ons ook in vers 18 tot 20 van Spreuke 16: "Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om buit te verdeel met die trotsaards. Wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig." As ons dan kyk in Prediker 4 vers 9 tot 10, dan lees ons: "Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel." En laastens kyk ons in Jesaja 40 vers 10 tot 11 hoe die Vader sy leierskap toepas. "Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei." En daar is nou soveel ander plekke in die woord waar jy self sal kan gaan opsoek wat dit is om jouself te rig tot die woord en tot die Vader se wil as 'n leier. En as ons nou kyk na al hierdie stukkies wat ons gelees het, kan ons sien dat 'n leier iemand is wat moet nederig wees en wat mense moet dien. Ja, hy moet uiteindelik pa staan vir die besluite wat daar geneem word vir 'n groep mense of 'n groep waaroor hy die leier is, hy of sy die leier is. Maar daardie besluite moet gerig word volgens Vader se woord. Hierdie persoon moet altyd in nederigheid ander mense dien en nie hom of haarself nie. So dit is belangrik om te sien in hierdie stukkies dat ons dit ook nie alleen kan aanpak nie. Ons moet raadgewers hê en ons moet mense om ons hê wat ons kan vertrou om ons te ondersteun in die besluite wat ons maak, maar ook om ons tereg te kan wys as ons iets verkeerd gedoen het. Ons moet ook oop wees daarvoor om te aanvaar dat ons mens is en dat ons kan foute maak en dat ons partykeer nie die regte besluite maak nie. En ons moet verantwoording doen vir daardie besluite. Ons moet nederig genoeg wees om te kan aanvaar as ons 'n fout gemaak het. En ons moet kan bely teenoor ander as ons foute gemaak het. En ons moet ons daarop stel om die woord te volg en om Vader se wil te laat geskied, nie ons eie wil nie. In die volgende stukkies wat kom, sal Charlotte nou verder uitbrei oor leierskap en hoe ons die dinge sien in mekaar vleg. Ons hoop julle het elkeen 'n wonderlike en 'n geseënde dag en week. Groete.